Goeienaand. Vanaand het ons weer die voorreg om die woord van die Here oop te maak en daaruit te kan lees. Ons maak oop by die Evangelie volgens Markus hoofstuk 1 en ons gaan lees vanaf vers 16 tot en met vers 20. Nou in die vorige gedeelte het Jesus aangekondig dat die koninkryk van God naby gekom het en hy het mense opgeroep om hulle te bekeer en die evangelie te glo. Vanaand sien ons wat daardie oproep in die lewe van gewone mense beteken. Jesus kom in hierdie gedeelte en hy roep gewone mense om hom te volg. In hierdie deel lees ons, terwyl Jesus daar langs die see van Galilea loop, sien hy twee pare broers waar hulle met hulle gewone dagtake besig is. Simon en Andreas is besig om hulle nette uit te gooi. Jakobus en Johannes is saam met hulle pa en sy arbeiders besig om hulle nette reg te maak. Dit is waar hulle besig is, daar op die gewone plek waar hulle elke dag werk. Hulle is nie in die tempel nie, hulle is nie besig met 'n godsdienstige handeling nie, hulle is nie besig met aanbidding as Jesus hulle roep nie. Hy kom hulle in hulle gewone lewe tegemoet, daar by die werksplek, en dit is waar hy hulle roep. Maar hier moet ons ook oplet wie die inisiatief in hierdie roeping neem. Dit is Jesus wat hulle sien. Dit is Jesus wat na hulle toe kom en hulle roep. Hulle kom nie na hom toe en bied hulle self aan vir diens aan hom nie. Hy roep hulle om hom te kom dien. Sy woorde is eenvoudig, maar dit is vol gesag. Hy sê vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. In hierdie woorde moet ons ook let op die volgorde van gebeure. Jesus roep, hulle moet volg, en dan sal hy hulle maak wat hy wil hê hulle moet wees. Hy gee nie 'n lysie van vereistes en sê vir hulle moet eers voldoen aan hierdie vereistes, dan kan hulle hom volg en hom dien nie. Hy sê hulle moet kom, hulle moet saam met hom kom, hulle moet hom volg, en dan sal hy hulle lewe verander en hy sal hulle geskik maak vir diens aan hom. Markus beklemtoon ook in hierdie gedeelte vir ons hoe dringend en ernstig Jesus se roepstem is. As Jesus roep, los Simon en Andreas onmiddellik hulle nette. Jakobus en Johannes word geroep en hulle gaan dadelik saam. Hulle laat hulle werk, hulle besittings en in die tweede geval selfs hulle pa agter. Nou beteken dit sekerlik nie dat elke gelowige letterlik sy beroep, sy werk, sy familie moet agterlaat om Jesus te volg nie, maar dit wys vir ons, Jesus se aanspraak op jou lewe staan bo elke ander aanspraak. Nou kom ons luister vanaand na hierdie gedeelte met die volgende vrae in ons gemoed. Wie is hierdie Jesus wat mense met soveel gesag kan roep dat hulle alles los en hom volg? En tweedens, volg ek hom werklik of staan ek nog met my hande aan die nette van my ou lewe vas? Ek lees dan vir ons vanaand uit Markus 1, vers 16 tot 20. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak, en dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Dit dan die woord van die Here vir ons vanaand. Gelukkig is elke mens wat hierdie woord hoor en daarin ook die stem van die Here hoor. Amen. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord, vir die woord van die lewe. Dankie dat ons vanaand weer daarin u stem kan hoor en dat ons kan hoor dat Jesus Christus ook roep na elkeen van ons.
Dankie o Here Jesus dat U nietige en sondaar mense soos ons roep om in U diens te staan. U wag nie totdat ons deur ons eie krag geskik word om U te volg nie. Here, dan sou niemand ooit kon kom nie. Nee, U roep ons soos ons is. U roep ons deur U woord en deur U Gees verander U ons en U vorm ons. U maak ons bruikbaar vir die werk waartoe U ons roep. U het gewone vissermanne by hulle nette geroep, Here. Hulle was nie geleerd of magtig of belangrik in die oë van die wêreld nie. En tog het hulle U stem gehoor, het hulle alles gelos, het hulle U gevolg. U het hulle lewens nuut gemaak. U het hulle gebruik om die evangelie aan ander bekend te maak. En nou, Here, weet ons dat hulle navolging van U nie 'n gemaklike pad was nie. Hulle moes hulle kruise opneem. Hulle moes ter wille van U naam ly en getrou bly te midde van baie teestand. Vir sommige van hulle het dit selfs die dood beteken. O Vader, ons bid dat U ons ook so bereid sal maak om ons kruise op te neem en U te volg. Here, laat geen aanspraak op ons lewens groter wees as U aanspraak nie. Laat geen besitting, geen verhouding, geen begeerte, geen vrees of eie belang vir ons ooit belangriker word as gehoorsaamheid aan U nie. Vader, ons bid vanaand saam met en vir elkeen wat hier luister. U ken elkeen se lewe. U was vandag saam met ons op die pad. U ken ons dankbaarheid, die uitbundigheid van ons vreugde. Maar Here, U ken ook die diepte van ons hartseer en ons vrees en ons bekommernis. U ken ons behoeftes. U weet wanneer ons gebrek ly en wanneer ons genoeg het. Kom ons elkeen in ons besondere omstandighede tegemoet. Vader, versorg ons uit U vaderlike hand. Skenk ons wat ons werklik nodig het. Gee ons altyd die genade om in oorvloed dankbaar te wees en om in gebrek steeds op U te vertrou. Here, U ken ook ons sonde, U ken ook die kwaad wat nog in elkeen van ons se lewe teenwoordig is. Vergewe ons tog ons skuld. Reinig ons tog deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Here, werk deur U woord en Gees in ons, heilig ons, maak ons tog bruikbaar vir diens aan U en U koninkryk. Bewaar ons en ons geliefdes ook in hierdie nag. Here, laat ons in vrede gaan rus, wetend dat ons aan Jesus Christus behoort, hy wat ons geroep het om hom te volg. In sy naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.